Hierdie program word geborg deur DigiCards. Hallo weer. Ons is vandag bietjie in Mosselbaai en ons het 'n fantastiese uitstalling hier. Ek dink die hele Suid-Afrika, die hele wêreld is op 'n gesondheidstip. So, ons het besluit om bietjie te kom kyk hoe lyk die wellness uitstalling hier in Mosselbaai. Hallo. Hallo. Dis 'n verskriklike interessante naam. Waarvoor staan spreek dit uit? Shasta Serrano. Dit is eintlik Daisy Bee. Maar omdat die hele internet vol Daisy Bees is, het 'n vriendin vir my gehelp om die Shasta te kry wat staan vir 'n wit daisy en dan die Serrano wat die wetenskaplike naam is van 'n by. Is hierdie jou produkte? Ja, 100%. En wat is die as jy nou sê Daisy Bee, het daar iets te doen met die blommetjie of het jy maar net van die blommetjie Ek gehou? is lief vir die wit daisies. Hulle is sulke sterk blommetjies, mooi blommetjies en hulle staan eintlik vir my vir purity en versterking. Jy weet, hierdie is my topproduk. Dit En is wat vertel ons gou 'n bietjie daarvan? anti-aging. En hy het rosehip olie in en hy het ook die wat noem mense die seebuckthornolie in. Dis 'n interessante een daai. Vertel ons van hom. Die seebuckthornolie is eintlik uit antieke uit Tibet uit. Die Genghis Khan se perde het hierdie vruggie geëet en hulle was so spekvet. En toe hulle nou optrek en gaan veg in Europa om Europa oor te neem, toe het die ouens gevind maar hierdie perde lyk anders. Hulle is baie vet. Toe hulle ook begin voer. En die wetenskaplike naam Hippofy is vir perd en Rhamnoides vir die blinkperde. Ag, moeder, so hulle dra daai naam ons van toe. Ja. Ek sien maar 'n vertyke breather nie. Moringa. Dis 'n groot produk deesdae, né? Daar's hy. Lady of the Herbs, I remember life coaching. Alles is net so gesond en so lekker hierso. En tot baie kos ook, hoor. Hier's tot baie kos ook. Ooh, nog lekker kos. Hermine, baie welkom op ons program. En ek is so verskriklik bly dat hierdie is besig om te gebeur en ek hoor dis julle 3de jaar nou al. Dis ons 3de jaar, Kan jy dit glo? Vertel ons bietjie, hoe pas jy in? Wat was jou passie? Wat is jou agtergrond? My agtergrond is ek het 'n korporatiewe werk gehad en toe trek ek Midde-Ooste toe en daar het ek my kraaf wat nou eintlik die Tibetaanse sangbakke en asemwerk het dit daar gaan leer. Toe bring ek my praktyk terug Suid-Afrika toe om permanent hier te bly 3 jaar terug. Toe so met 'n netwerkfunksie toe probeer ons een keer 'n maand vir al die praktisyne wat in hierdie area is net so bymekaar koms te hê. En 3 dae voor die eerste ene, die vrou wat toe nou die brief geskryf het en almal genooi het, kan toe nou nie bykom nie en sy sê Hermine, vat jy en Janine dit oor. That's throwing you in the deep end. Ja, en dit sou net 'n koffiedrinkery gewees het. En hierso by die tweede of die derde koffiedrinkery sê iemand die woord expo. En ek weet nie hoe dit begin het nie, maar nou ja, daai jaar het ons eerste expo 27 stalletjies. 27 Not shabby vir die eerste keer. Vreeslik, ons was baie groen. Baie groen. Ons het niks was gedigitaliseer nie. Ons nie geweet wat ons doen nie. Maar so het ons 'n span die span wat saam was we got through it, right? En toe dit verby is, toe sê almal, kom julle moet dit volgende jaar weer doen. Nou ja, laas jaar was dit ons 2de jaar. Toe het ons al 36 stalletjies. En kan julle voel die produkte, is dit baie local of is ons maar baie internasionaal? Garden Route. Weet jy waaroor gaan dit? That's awesome. Die ding hier is soveel mense wat soveel weet van soveel goed. Maar hulle weet nie hoe om hulle naam daar buite te sit nie. En hulle is ook nie ekstroverte. Hulle is nie ekstroverte nie. Hulle weet nie hoe om hulle besigheid te bemark byvoorbeeld nie. Hulle weet nie hoe om dit te digitale bemark. Hulle is te bang om 'n video te maak en te sê, hoorie, dit is wat my produk doen. Wat is jou droom? Hoe ver wil jy hierdie invat? Is daar nuwe goed wat jy wil inbring? Alles wat ek doen is amper asof gestuur word deur 'n hoër hand. Daar sê. En ek is dood eerlik met jou. Want ek weet nie hoekom nie, maar dit is net
Ek word gestuur. En jy sien jy help mense. Ek en sien ek mense help voel mense. gesonder Ek en sien- mense ek sien- kom uit hulle dilemma's uit. In my persoonlike praktyk doen ek dit. Daar's hy. Vir Wessa is my kliënte die exhibitors. Daar's hy. Want ons help hulle om hulle klein besighede op te stop, en So dis Wellness Expo South Africa. Wonderful. Ons volgende stap is die eerste naweek in November. Vat ons die expo Plettenberg Baai toe. Wow, onthou dit mense, Plettenberg Baai toe. That's a big one. Ons het juis ons hoop, ek gaan nou nie name noem nie, maar daar's 'n vreeslike wonderful venue. En die eienaar van die general manager van die venue was vanoggend hier om te kom kyk wat ons doen. Ons het klaar voorleggings gedoen vir dit. Fantasties. En die datum is vasgemaak. Ons gaan nou nie daaraan begin gaan julle werk. met So move. volgende jaar is die Mossel Baai Expo 2 dae. Hulle sê so. Ja. En dis nodig. Want Ja. ek dink mense hoor eers vandag. My vriendin skree daai Georgia, maar dis vandag. Ek sê vir jou, well, sorry. Delicious. Wat een is die een met die chili? Is albei chili. Die chili in, daai is ek dink meer klaar. Okay, ek gaan 'n bietjie die chili inbring. Vol struislewer met chili. Wow. Jy het iets vir my vreeslik nice gesê en dit was oor wanneer jy praat van die oorspronklike versus die tablet. Nou almal hoor nou al van Lion's Mane al vir 'n lang tyd, laat dit 'n bietjie die brein wakker maak. 100%, ja. In jou opinie, jy het nou nog gesê die pille versus die een wat jy groei. Dit is die verskil tussen die gekonsentreerde ekstrakt Okay. met die poeier. Ja. So nommer 1, die poeier moet geactivate word. So hy moet deur 'n proses gaan waar hierdie selwal aktiveer, nommer 1, sodat die medisyne absorbeerbaar is deur jou digestive system. Maar as dit kom by die tinctures, dit is 'n gekonsentreerde ekstrak. So ons vat omtrent soveel poeier en dit word soveel. Al die selwal is afgebreek. Dit is baie available vir jou lyf om dadelik te absorbeer. En hoeveel keer hoor ons van die woord fermentasie? En mens moet versigtig wees vir daai woord. Dis kos. En dis kos wat honderde eeue wat ouer is as ons. Fermentasie is ouer as wat ons. Daar was nie yskaste nie en dis hoe die mense hulle kos gepreserveer het. Yes. En al daardie dinge. En ons het vergeet van fermentasie. Ons voorouers het gefermenteer, ons het dit gepreserveer en al daai goed. Maar een van die belangrikste goed vir my is dat enigiets wat jy fermenteer, transformeer. Daar's hy. Dis die hele punt van dit. Insit Dis is reg. nie wat Wat jy op die uithaal botteltjie nie. uitkom nie. Wys vir ons wat is jou beste Wel, ek hier? dink wat spesiaal is hierso, sal ek sê is my fermented chili paste. Oh, Dit is baie iets wat mense nie eintlik Okay, ek gaan hom ken nie. Is die chilies. Jy kan kos maak daarmee. Jy hoef dit nie net rou of koud te eet nie. Dit het ook nog steeds sy Hy's soet. benefits daar. Hy het 'n bietjie soetigheid in, né? En dan sal ek sê iets anders, behalwe sauerkraut is my radyse. Okay. Ja, dis fermented radishes. En as jy nou dink aan 'n radys wat 'n peperige smaakie het, hy transformeer sounds heeltemal, delicious. hy raak sag en ook saam met die gemmer en die knoffel en 'n bietjie vars Al dal. daai dinge wat so Trou goed hy is vir daar jou, met né? al daardie bestanddele en hy So raak dis altyd heeltemal iets wat as 'n enhanced. bykos gebruik word, né? Ja, bykos of jy kan dit in 'n slaai sit. Jy Korrek. kan dit op 'n broodjie sit, suurdeegbroodjie in 'n wrap sit. Jy kan regtig waar sit. Wat 'n lekker dag was dit nie om saam met 'n groep mense wat 'n passie het vir gesond eet, so vir 'n heel dag bymekaar te kon beleef. Kyk uit vir ons volgende tuinroete expo vir gesond eet, maar die keer is ons in Plettenberg Baai, November. Tot 'n volgende keer, gesond eet, totsiens.